Elke jaar so in die begin van die jaar, dan hoor die mense soms praat oor die woordjie New Year's Resolutions, nee. Op 'n tyd was dit nogal soos 'n groot ding, almal het daaroor gepraat, en dis mos maar eintlik net in kort hierdie gedagte van ek wat 'n sekere commitment aan myself maak oor iets in my lewe, en ek bedoel gewoonlik is dit iets van, jy kyk na jouself en jy voel jy's ongesond, so dis gesonder lewe, of ek het te min geoefen, ek gaan meer begin oefen, om minder van 'n slegte ding te doen, of ek weet daar's een hierdie gewoonte in my lewe wat nie goed is nie, so ek sny met dit, ek trek 'n lyn. Ek het sommer gou vir so 'n paar, ek wil sê funny quotes of sê goedjies oor New Year's resolutions. Julle kan hom so een vir een op die skerm gooi. Maar die vroukie het sê, my New Year's resolution is to follow through with my New Year's resolution. Nee, dis ons quote op dit. Volgende ene sê, my New Year's resolution is to stop lying to myself about making lifestyle changes. Werk nie. I don't call them New Year's resolutions. I prefer the term casual promises to myself that I'm under no legal obligation to fill. Die volgende ene is 'n bietjie stout, die vrou sê, I set a box of donuts at work today just to see how many New Year's resolutions I could ruin mess with. So, bietjie challenging maak vir al die res. En hierdie ene, dear New Year's resolution, well, it was fun while it lasted, sincerely January 2nd. So daarom een dag hou. En dan is 'n ou foto, maar ek geniet dit elke keer dat ek daarna kyk, dis hierdie ou wat 'n lys gemaak het in swart, dan sê hy lose weight, en dan die volgende jaar dan sê hy lose more weight and lose weight again, maar die ding verander nie. Get fit next year, give up alcohol and cigarettes, drink less. Stand up to boss, find new job. Jy weet, elke jaar verander die aanpassing. Be nicer to my wife, try to be nicer to my wife, be nicer to my ex-wife. Sort out junk in shed, sort out junk in life. Dalk het jy nie vanoggend net nuwejaarsvoorneme nie, maar dink 'n bietjie na oor 2026 en ek seker jy het ergens terwyl jy dalk op vakansie was of in die laaste week of twee gedink aan wat lê die jaar op my, wat wil ek hê met hierdie jaar gebeur? Waarna kyk ek op en ek worry daaroor of ek sien op daarna, wat maak my opgewonde en waarna sien ek uit? Wat is dinge wat jy graag sou wou sien gebeur in 2026? En as ek mag raai, dan dink ek meeste van ons sou in 'n klomp voorbeelde dink soos die in 2026 sal ek wil hê daar moet geen finansiële skade of verliese wees nie. Kan dit net asseblief 'n jaar wees waarin finansies bietjie herstel? My kind is in 'n spesifieke sport of het 'n spesifieke akademiese verwagting. So mag 2026 mag hulle daai span bereik of goed doen in hierdie sport of hierdie akademiese balkie kry. Dalk is dit gesondheid om te sê kan my gesin net hierdie jaar gesond wees en veilig. Ons is deur 'n jaar van verskriklike gesondheid of mag daar geen dood in ons familie wees nie. Dalk is dit dat daar finansiële deurbrake is, dat jy hoop vir daai volgende werk of daai volgende geleentheid of die Here wat net 'n deur vir jou oopmaak. Vir die boer dalk iets soos, om te sê, Here, mag hierdie jaar 'n goeie oes wees of mag die pryse vir die jaar goed wees, nee, want is altyd hierdie frustrasie tussen goeie oes en sleg prys of sleg oes en goeie prys. Kan dit net vir 1 jaar goeie oes, goeie prys wees? Dis nou wat 20 van julle boere moes sê, amen. Okay, ek gaan my wens verander, lyk my julle wil dit nie sê nie. Die huis, die nuwe motor wat jy wil aankoop, dalk is dit jou kind se graad 6 of 11 jaar en is leerlingraad en jy hoop dat hulle gekies word daarvoor, of dat jou kind 'n beurs sal ontvang. En ek dink tussen dit alles wens ons die hele tyd net mag niks skeefloop nie. Geen skade nie, probleemvrye jaar. En wat gaan waar word, dis 'n ander saak. Maar die punt is, ek dink 99% van die tyd is die goed wat ons oor onsself wens, tot ons voordeel, tot ons gemak, tot ons beste, ons hou nie van uitdagings nie. Kan ek jou uitdaag vanoggend? Ek wonder oor, as ons droom oor 2026, hoeveel goddelike goed het ons oorgedroom? Is daar tussen al my en jou voornemens en al die wense vir myself, is daar wense wat dalk niks met my te doen het nie, net vir die Here is. Of iets wat my en my verhouding met die Here dalk behels, om te sê, ek wil in hierdie jaar geestelik groei. Ek wil aan die einde van 2026 weet dat ek nader aan die Here beweeg het, liewer geword het vir hom. Ek wil in 2026 meer volwasse wees in my verhouding met die Here as ooit voorheen. Ek wil in 2026 my geestelike gawe ontdek en betrokke raak, begin dien, begin 'n verskil maak in ander mense se lewens. Ek wil by 'n spesifieke bediening betrokke raak of dalk is daar nie iets in die gemeente nie en jy sê ek wil dit begin.
Ek wil in hierdie jaar die voorreg hê om iemand na Jesus toe te lei. En jy kan hoor soos ek hierdie goed sê, die realiteit is wanneer dit kom by ons drome en wat ons droom en wat Jesus droom, is daar baie keer 'n disconnect. Baie keer is dit redelik teenstrydig of staan ver uit mekaar uit. Dat dit wat ons wil hê en dit wat die Here wil hê, twee verskillende fokuspunte het. En hoor my hart, dis nie dat ons nie vir onsself goed mag wens nie. Die uitdaging is net watter plek neem hierdie goed wat ons vir onsself wil hê in lyn met wat wil Jesus vir ons hê. Die wêreld waarin ons lewe is konstant besig om by ons weg te vat, om ons besig te hou, om ons aandag af te trek. Die wêreld waarin ons leef kondisioneer ons die hele tyd, vandat jy 'n kind was tot nou, en dit gaan al hoe meer so wees om te leef vir die hier en nou, wat jy nou wil hê, wat die volgende produk is, wat beter gerief is, wat jy nodig het. Die vraag vanoggend is, watter plek neem die Here in my lewe in? En watter plek neem wat vir hom belangrik is in my lewe in? Tussen al die dinge wat ek in 2026 wil sien gebeur, hoe hoog op die prioriteitslys, my prioriteitslys, is dit wat vir die Here belangrik is. En so veral met hierdie jaar wat vars voor ons lê, ons het 'n oop boekie waarvoor ons nog kan skryf, dis vroeg, ons kan 'n New Year's resolution maak, wil ek jou vanoggend uitdaag en sê, sit God eerste. Sit God eerste. Eintlik as jy mooi daaroor nadink, is dit die tema van die Bybel, nog altyd. Ou Testament, Nuwe Testament, om te sê, wees lief vir God bo alles, stel God eerste. Dat iemand wat Jesus wil volg, iemand wat sy kind wil wees, hom bo alles kies. Dat iemand wat sy kind wil wees, hom die hoofprioriteit in hulle lewe sal maak. En Jesus maak hierdie stelling. Hy sê in Johannes 14 vers 26 en 27, hy sê, as iemand na my toe wil kom, moet, hoor mooi, vereiste, lyn getrek, moet jy my liewer hê as jou eie pa en ma, vrou en kinders, broers en susters, en ook jou eie lewe gering ag. Anders kan jy nie my disipel wees nie. En jy kan nie my disipel wees as jy nie jou eie kruis dra en my volg nie. Jesus gee vir ons basies twee uitdagings hierso. Jesus stel dit vir ons om te sê, nommer 1, jy moet my lief hê, Jesus, bo alle ander verhoudinge. Nie jou ma of pa nie, nie jou man of vrou nie, nie jou boeties of sissies nie, niemand anders nie, Jesus eerste. Hoor mooi, hy sê nie, skryf almal af nie. Hy sê net, jy moet my liewer hê as almal. En Jesus sê tweedens, Jesus bo jouself. Hoor jy die boodskap van die Nuwe Testament? God eerste. En ek dink op oogopslag dryf baie van ons hierdie toets. En die lewe is so, en ons word besig, en as ons self vang, is ons so gefokus op hier, en ons mis waar die Here in ons lewe staan. Meer keer as ons besef, stel ons onsself of ander mense bo hom. En dit is nie vanuit 'n slegte plek nie, so pas op vanoggend kan maklik soos 'n raaspreek klink, en dit is nie. Hoor mooi. Vanoggend is net weer 'n bewuswording, 'n introspeksie om net te sê, waar is ek waar ek moet wees, en wil ek daar wees? Ek bedoel, elke ouer wat hulle kind eerste stel en die beste vir hulle kind wil hê, dis mooi intensies. Dis nie 'n lelike ding nie. Jesus sê net, pas op, hulle kan belangriker word. Ons baie kere waar ek dink ander verhoudinge in ons lewe voorgang beleef bo ons verhouding met Jesus gekies word. Waar ons se lojaliteit dalk sterker geword het as ons lojaliteit aan Jesus. Ons draai baie keer hierdie toets want ons plaas onsself en ons behoeftes en wat ons belangrik ag bo Jesus. Waar die woord ons nou uitgedaag het en sê, stel jouself tweede. Tel jou eie kruis op, loop agter Jesus aan. Opdrag is eenvoudig, wees lief vir Jesus bo alle ander verhoudinge en plaas Jesus bo jouself. En ek besef, dis hard om te hoor, dis iets waarmee ons dalk kan stoei en sê, maar dis 'n swaar prys om te betaal, dit is 'n groot keuse om te maak, en ek weet, hierdie keuse gaan partykeer nie tot my voordeel wees nie. Daar's tye waar hierdie keuse my in die voet gaan skiet, maar dis wat Jesus van my vra.
Hierdie keuse gaan maak dat iemand ongemaklik met jou raak, iemand nie hou van die lewensaanpassing wat jy maak nie, iemand wat jou afskryf want jy doen nou nie hierdie saam met ons nie, of wat ook al die geval is, hierdie keuse gaan opofferings verg en dit gaan my in ongemaklike situasies sit. So hoekom wil ek Jesus eerste plaas? Wel die eerste duidelike antwoord vanoggend of die eenvoudige antwoord is net, want jy wil die voordeel van Jesus se kruisdood in jou lewe hê. Dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het, wil ons graag aantrek, ons eie neem en ons uitleef. Wat Jesus vir ons opgeoffer het, waardeur hy gegaan het, hoe hy sy lewe vir ons gegee het, was veel erger, veel meer vernederend. Hy het skade gelei. Hy het ver meer opgeoffer as wat ek en jy ooit kan opoffer. Wat Jesus vir my nie op die tafel kom sit het, is die ewige lewe. Wat jy op die tafel kom sit het, is die verwydering van bekommernis oor die toekoms en 'n skuld en 'n las en 'n prys wat ek kan betaal, dat ek nie goed genoeg is nie. En hy sê, ek kom sit my liefde op die tafel om jou op te tel, om waarde in jou te plaas, vry te spreek van jou sondes. Almal wakker? Right. Wat ek probeer sê is wat Jesus vir ons kom bied, sal ons nooit voor wil nee sê nie. Nie van jou nie, maar Jesus het my lewe kom verryk en rolle in my lewe kom inneem wat ek nooit op my eie sou kon wees nie, en ek kan nie my lewe vandag sonder dit sien nie. Wat Jesus ons kom bied is 'n verhouding met 'n Vader, 'n verhouding van liefde en 'n verhouding van oorwinning en 'n verhouding van oorvloed. En hoor my mooi, hy het dit gedoen vir ons. Sy opoffering, sy vernedering, sy alles wat hy ervaar het hy 1 nie verdien nie en 2 ook nie nodig gehad nie. Kruis het Jesus nie meer God gemaak as wat hy voorheen was nie. Hy was reeds aan die begin saam met God, met die skepping. Hy was reeds God. Liefde het hom gedryf om namens ons 'n prys te kom betaal. Om skuldig te word vir ons, dat ons onskuldig kan wees. As jy ooit die vraag vra, wat is genade? Dan is dit presies dit. Genade is ons alles wat die Here vir ons gee, lewe, verhouding, identiteit, vergifnis, vryspraak, noem die lys, en dan sit ons hom nog steeds in die eerste nie. En dan kom die son nog steeds op, en hy sorg nog steeds vir ons, en hy reik nog steeds na ons toe uit, en hy dra ons, en hy maak nog steeds deure oop. Dis hoekom ek jou vanoggend wil uitdaag, dat ons net weer onthou, wat het Jesus vir ons gedoen? En uit dankbaarheid, nie skuld nie. Nee, hierdie oom het geraas, hierdie ou het dit gesê, nee, vanuit ek onthou net weer alles wat ek bied uit hierdie verhouding met Jesus, alles wat ek ontvang, onverdienstelik ontvang. Here Jesus, die minste wat ek kan doen is, ek kies aan die begin van 26, ek gaan Jesus eerste stel. Ek gaan leef soos 'n volger van die Here. Dit is 'n kragtige stelling in die Ou Testament wat ek dink hierdie so 'n bietjie van 'n prentjie of 'n beeld vir ons gee oor hoe lyk dit om Jesus of God eerste te stel. Dis 'n baie bekende verhaal, dis die leier van Israel, Joshua. Hy's aan die einde van sy lewe. Hulle is besig om 'n oorgang te maak in terme van waar hulle bly en hoe hulle as volk gaan funksioneer, en hy gee die volgende uitdaging aan hulle. Hy sê in Johannes in Joshua 24 vers 14 en 15. Hy sê: eer nou die Here en aanbid hom met volle oorgawe en met getrouheid. Laat vaar die gode wat julle voorouers ander kan die Eufraat en in Egipte aanbid het. Dien die Here. As julle nie die Here wil aanbid nie, dan moet julle vandag vir julleself besluit wie julle dan wil aanbid. Is dit die gode wat julle voorouers ander kan die Eufraat gedien het, of is dit die gode van die Amorite in wie se land julle nou woon? En dan hierdie bekende sinnetjie: ek en my huis sal die Here aanbid. Ander woorde, wat hy voor hierdie volk plaas en hoekom dit in die woord is dat dit voor in my en jou geplaas kan word om te sê, kies. Kies soos wie jy wil leef. Kies hoe jou 2026 moet wees.
Wil jy leef volgens die voorbeeld van jou voorouers, of wil jy die Here dien? Gaan ek en jy vashou aan die gewoontes en tradisies waarmee ons groot geword het, en wat ook al in vandag se samelewing as grys of wit of swart is, gaan ons aanpas by wat almal om ons doen, of gaan ons kies en sê, God eerste, ek en my huis, ek sal die Here aanbid. Ek gebruik 'n paar sterk woordjies wat ek net vinnig vir jou wil uitwys. Hoe lyk God eerste? Hy sê, aanbid die Here met volle oorgawe. As ek vanoggend moes vra, aanbid jy die Here, sou baie van ons gesê het, ja. As ek vanoggend sê, aanbid ek die Here met volle oorgawe, dan moet ek bietjie dink. Dalk is die antwoord by tye, ek vergeet, ek wil my intensie, maar aanbid hom met volle oorgawe. Met ander woorde, God eerste, heelhartig. God eerste in totaliteit, dis alles of niks. Die tweede deel wat hy aangaan met daai teks, hy sê, aanbid die Here nie net met volle oorgawe nie, maar met getrouheid. Jy sien, ons aanbid die Here baie keer, maar ons is so vinnig ontrou, ons verloor so vinnig fokus. Dit beteken, ek hou aan en aan om dit te doen, ek stop nooit in wat ek doen nie. Dis 'n aksie wat ek myself onder Jesus plaas en ek gaan dit elke dag mee voortgaan. Sien jou verhouding met God vinnig soos 'n huwelik. Die Bybel beskryf ons mos immers as die bruid van Jesus. 'n Man wat 90% aan sy vrou getrou is 100% ontrou. Seker reg? Geen vrou sê van man, jy het my net 10% verneek hierdie jaar, well done, ek so trots op jou, 90% great slaagsyfer nie. 'n Vrou wat 63 uit 365 dae na man getrou is, net 2 dae ontrou. Sy getrou? Nee. Dis alles of niks. Dis 'n heelhartige oorgawe aan die Here, dis ek wat kies en sê, hy is God, hy is eerste. Heelhartig of dit gaan nie werk nie. Dis die uitdaging wat na my en jou toe gestel word. Nou sit hier tussenin, want ons het baie keer mooi intensies en dan val ons kort, en dis waar daai mooi woordjie weer inkom van genade, waar die Here sê, ek vergewe jou, ek tel jou weer op, maar moet nooit ophou nie. Dink nie die Here vra ooit van ons 'n perfekte lewe nie. Hy vra ons om te strewe daarna, nee. Die Bybel sê vir ons, wees heilig soos God heilig is. Ons intensie moet altyd wees om voluit te lewe, maar elke keer wanneer ons tekort skiet, sê hy, as jy jou sondes bely, ek vergewe jou, ek tel jou weer op, ek herstel jou. En ek wil jou uitdaag vanoggend dat, soos 'n man teenoor 'n vrou of 'n vrou teenoor 'n man beloftes gemaak het, toewydings gemaak het, totdat die dood ons van mekaar skei. Met ander woorde, vir die res van my lewe, dat ons dieselfde belofte aan die Here nou in 2026 sal maak en sê, Here, ek stel God eerste. Die ander twee goed wat uitgestaan het van hierdie teks, of in hierdie stelling wat Joshua maak aan die einde, is hoor die volgorde. Hy begin by persoonlik. Hy sê, ek kies. Ek sal die Here aanbid. Voordat hy iets van iemand anders vra, dit begin by hom, dis 'n persoonlike keuse. Ek sal die Here dien vir die res van my lewe. Ek sal die Here aanbid met, want dis wat hy die volk mos uitgedaag het. Hy sê, aanbid die Here met volle oorgawe en met getrouheid, maar hy maak dit dan na hom doen. Hy sê, ek het klaar gekies. Ek sal met volle oorgawe, met getrouheid die Here aanbid. Dit begin by my. En dan raai hy ratte en hy sê, ek en my huis. Ek en my huisgesin, die mense wat ek lei, die mense wat die Here aan my toevertrou het. Manne is 'n sterk woord vir ons, want ek en jy is geskape in 'n aanspreeklikheidsorde, die Here het 'n gesin in ons toevertrou, en as leier van ons gesin gaan die Here ons verantwoordelik hou, vir of ons kinders en ons vrou lief is vir die Here. En hoor mooi, dit vat nie verantwoordelikheid van hulle af weg en maak dit net vry, dat hulle net kan skouers optrek nie. Elkeen gaan van ons voor die Here staan, maar manne, ons het 'n verantwoordelikheid om te lei. Ons het 'n verantwoordelikheid om vir ons gesinne te kies en te sê, ek dien die Here. Dan gaan ek julle help om te kies. As leier van die gesin bepaal ons die geestelike klimaat van ons huis, ook maas.
Ons bepaal die prioriteite en die waardes. Ons wys vir ons kinders deur ons woorde en ons dade en ons optrede wat eintlik reg is of eintlik verkeerd is. Wat ons sien as die norm. En ek wonder, is die Here in ons waardes en ons manier van leef en die goed wat ons in ons huis goedkeur, is God eerste? Het dit sy goedkeuring? Wanneer 'n pa Jesus eerste stel, sal die res van die gesin ook Jesus volg. Ouers, as ons onsself moet evalueer vanoggend en ons kyk terug op 2022, wat het ons kinders by ons gehoor in terme van God eerste? Het daai sinnetjie ooit uit ons woorde uitgekom, waar ons met ons kinders praat en ons sê, speel rugby, dit moet onthou net my kind, God eerste. Hoor jy, ons gaan so en so en so, maar onthou net, Jesus is vir ons die belangrikste. Wat het ons kinders in 2025 by ons gehoor? Wat het hulle in ons lewe gesien, die goed wat ons aanvaarbaar maak of nie? Het ons in 2025 ons kinders uitgedaag en hulle geleer dat Jesus prioriteit moet wees? Het is moeilik om dit te sê, ek as ouer val self hiermee, want ons val so maklik in die stryk van al die verantwoordelikhede en al die jaagpunte en alles wat belangrik is, sportoefeninge en ekstra klasse en toetse en eksamens, en dan is dit nie ons eie probleme en verantwoordelikhede om te sorg vir die huis en rekeninge en nie. Ons wil tog die beste vir ons kinders gee, ons wil hulle moet gaan swat, maar ouers, was Jesus eerste in ons kinders se lewe in 2025. Het ons kinders gesien hoe ons enige opofferinge maak vir Jesus? Het ons kinders enigstens gesien waar ons standpunt inneem en duidelik vir ons gesin sê, dis wat Jesus sê, dis wat Jesus vra, ons sal. Ons trou hierdie twee punte gou met mekaar. Ek persoonlik kies om die Here te dien met volle oorgawe. Ek persoonlik kies, ek sal die Here dien in getrouheid en ek sal verantwoordelikheid neem en dit uitvoer sodat my gesin, dit moet vir my belangrik wees dat my gesin die Here dien met oorgawe en met getrouheid. Moenie vir 'n oomblik dink dat ons kinders dit outomaties gaan kies nie. Die blootstelling en die kondisionering van die wêreld daar buite, social media, ure en ure saam met hulle pelle by die skool en invloede van alle kante wat ek en jy nie kan beheer nie, skreeu 'n ander boodskap. Dis jou en my verantwoordelikheid om vir hulle te sê, God eerste. God eerste deur my voorbeeld, want ek het gekies. God eerste deur hoe ek jou lei, die standaard wat ek wil hê jy moet volg. Ons kyk na 'n paar ander uitdagings, een of twee ander tekste van Jesus, wat vir ons sê, God eerste, jy ken hierdie teks net so goed, is Matteus 6, vers 33, die nuwe vertaling sê, nee, maak die koningsheerskappy van God, en dit wat vir hom reg is, julle prioriteit. Die nuwe vertaling, die 1983 vertaling sê, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, en vir die wil van God. En dit is belangrik dat ons hierdie vers in sy konteks verstaan, dat ons, hoe maak Jesus hierdie stelling, waar eindig hy hom? Lees gerus Matteus 6, maar vir die grootste deel van Matteus 6 praat Jesus juis oor die daaglikse bekommernisse van die lewe, die daaglikse goed wat ons aandag gaan steel. Hy spreek goed aan soos ons fokus en verantwoordelikhede, ons basiese behoeftes soos kos en klere, wat gaan ek môre aantrek en het ons genoeg? Hy spreek goed wat op ons wag, in die sin van die gevaar van geld, om te sê, pas op, want jy kan nie twee baase dien nie, jy gaan nie God en geld kan dien nie. Hy sê onder andere ergens in Matteus 6, waar jou skat is, sal jou hart wees. Met ander woorde, dit wat jy najaag, gaan die dryf van jou lewe word. Hy spreek aan hoe maklik ons kan fokus op materiële rykdom en om meer te hê en die lewe oor onsself te maak. En soos die hoofstuk eindig, skuif hy die fokus ook om te sê, die Here sal sorg. En ons sal nou dit weer lees op, maar jy het al hierdie bekommernisse en hierdie verkeerde fokus op God. Jy onthou die hoofstuk, want hy praat byvoorbeeld en sê, kyk na die lelies, God versorg dit. Kyk na die voëls, God sorg. Met ander woorde, pas op vir die trap, die valse leuen dat jy beheer oor alles moet neem, dat jy jou geluk moet bepaal. Hoor my hart baie mooi, daarmee sê die Here nie, moenie hard werk nie.
Hy sê nie moenie verantwoordelikhede opneem nie. Hy sê nie geld is nie is boos nie. En ek het vanoggend reguit sê geld is nie boos nie. Die Bybel sê die liefde vir geld is die wortel. Geld is geld, dis 'n stuk papier, dis 'n stuk metaal, maar as ek begin liefraak vir hom, dis die gevaar. Die boodskap is moenie kop verloor nie, moenie hierdie aardse dinge jou hoof fokus maak nie. Mag niks jou prioriteit bo God wees nie. Maak die koningsheerskappy van God jou hoofprioriteit. Wat is vir die Here belangrik? Hoe lyk koninkryk? Wat beteken koninkryk? Koninkryk, baie eenvoudig gestel, beteken God word meer bekend. Koninkryk groei. God wat in my lewe en deur my lewe bekend word, en God wat koning word oor ander lewens, met ander woorde, ander mense gee hulle lewe vir hom, en hulle kom onder sy heerskappy, en waar hy heers, daar is sy koninkryk. As jy vanoggend 'n keuse maak en sê, ek stel God eerste in my lewe, daar is koninkryk. Ek vir jou 3 vinnige punte om net te help met 'n vinnige konsep. Koninkryk, God eerste stel is 'n lewe wat uitstaan. In ander woorde, 'n lewe wat 'n voorbeeld is. Die Here wil hê dat my en jou standaarde, ons waardes anders moet wees as die wêreld se. Die Here wil hê mense moet na ons lewe kyk en sien dat ons nie soos almal lewe of maar net soos almal optree nie. 'n Lewe met ander prioriteite, 'n lewe met 'n ander vertroue, 'n lewe met 'n ander vrede, 'n lewe met ander waardes. Dis waar die woord inkom, waar Jesus vir ons 'n klomp opdragte en riglyne gee om te sê, leef so, moenie so lewe nie, moet niks hiermee te doen nie. Doen dit, dis riglyne sodat ons kan weet hoe ons lewe anders sal wees. Voorbeeld hiervan is ons selfbeheersing. Selfbeheersing met ons tong. Die goed wat ons sê, die tipe taalgebruik wat ons gebruik, die vloekwoorde wat nie oor ons mond moet kom nie. Hoe ons mense bespreek dalk of beskinder of sleg sê, hoe ons goed gebruik, die misbruik van drank, die verslawingsmiddels wat ons gebruik, die selfgerigtheid, die hoogmoed wat daar onder so baie mense vandag is, dat ek eerste is bo ander mense. Dis alles goed wat Jesus aanspreek om te sê, moenie soos die wêreld wees nie. Koninkryk gaan gebeur wanneer jy uitstaan. Wanneer jy anders is. Nie jouself bloot te stel aan seksuele sondes of lastvol dinge nie, om net te kyk na dinge wat nie vir jou oë bedoel is nie. Om nie jouself te regverdig op enige van hierdie goed nie. Daar iets is wat die mens mee baie goed geword het, dan is dit ons wat justify. Ons praat dit goed, ons troos onsself. Kom ek stel dit anders, wanneer iemand in hulle lewe bely dat hulle Jesus se kind is, maar hulle leef soos die wêreld, hulle volg nie die voorbeeld nie, word koninkryk gebreek. Kry koninkryk seer. Mense wil minder te doen hê met God. Koninkryk lei skade. En vriende, kort gestel in hierdie eerste punt, God eerste beteken dat ek lyne trek deur sekere gewoontes, sekere dinge wat ek doen, of dit maklik of moeilik gaan wees. Ek moet uitstaan. Baie keer wonder ek en jy, hoekom word my gebede nie beantwoord nie? Hoekom is daar nie deurbrake in my lewe nie? Maar ek leef net soos die wêreld. Koninkryk is afwesig. Ek is nie onder die heerskappy van God, waar ek gehoorsaam en binne sy wil is nie. Stel God eerste. Breek met sondige gewoontes en sien hoe die Here jou lewe seën en deurbrake bring. Kies vandag om die Here met oorgawe en getrouheid te dien. Nommer 2, 'n lewe, nie net uitstaan nie, maar lewe wat diensbaar is. 'n Lewe wat 'n verskil maak, 'n lewe wat gee. Koninkryk is wanneer volgers die koning dien. Ons bruikbaar is, ons laat toe dat hy ons gebruik. Ek het talente, ek het 'n geestelike gawe wat ek by die Heilige Gees ontvang. En die Here wil daai talente vir 2 goed gebruik. Hy wil hê dat ons deur ons talente en ons geestelike gawes ander volgers van Jesus bemoedig, help, versterk. 'n Voorbeeld vanoggend was, ek vertrou dat jy so lekker saam kon deelneem in ons worship, want daar het 'n klomp mense hulle tyd opgegee om jou te kon help.
om jou te begelei, om jou te help om met die Here te connect. Daar het 'n klomp mense daar buite gestaan en gegroet, maar hulle kon ook by die huis gebly het en 9:25 ingeglip het. Dis iets kleins, maar iemand wat kom en sê ek wil 'n verskil vir ander maak. Almal moet welkom voel. Almal moet weet hierdie is 'n plek waar hulle tuis kan wees. Ander gelowiges help, bemoedig, versterk. Die ander ene is dat ek my talente en my geestelike gawe gee om mense daar buite te bereik. Dat ek hulpbronne het wat ek kan deel, dat ek kan help waar daar behoefte is. Iemand wat hulle lewe vir Jesus gee, groei koninkryk. En as ek kan bruikbaar wees, diensbaar, as ek iets kleins kan doen dat iemand hulle lewe vir Jesus gee, dan wen koninkryk. Die wêreld se boodskap is jy eerste. Die wêreld ken selfsug, die wêreld ken niemand anders gaan dit vir jou doen nie, self. Die wêreld ken nie selfloos nie. Die wêreld ken nie mense wat hulle self tweede stel om jou te help nie. Ek en jy gaan koninkryk bevorder wanneer ons soos Jesus ons uitgedaag het, nie lief is vir onsself bo hom nie. Wanneer ons kruis opneem, gehoorsaam wees. Vriende, hoe kan jy in 2026 meer bruikbaar of diensbaar word? Waar kan jy betrokke word, al is dit ten koste van jouself? Wat 'n vermoë het jy wat jy na die tafel toe kan bring en sê, Here, 5 visies, paar visies en broodjies, ek het nie veel om te gee nie, en die Here kan sê, kom ek vat en ek doen iets ongelooflik. Waar kan jy jouself tweede stel? Meer gee, selfloos wees tot voordeel of hulp van ander. Nommer 3, 'n lewe wat getuig. Wanneer 'n koninkryk groei, is wanneer iemand van Jesus hoor en hulle lewe aan hom gee. Wanneer iemand kies om Jesus hulle koning te maak, en hoe sal iemand Jesus hulle koning maak as hulle nie hoor nie? Hoe sal iemand Jesus hulle koning maak of wie hy hulle koning moet wees as daar niemand is wat vertel en deel en getuig nie? Koninkryk gaan kom wanneer die naam van Jesus in volgers van Jesus se monde is. Wanneer ons gaan uitstaan, wanneer ons vir iemand gaan vertel wie Jesus vir ons is en wat Jesus vir ons doen. En die vyand het ons laat val vir dit, omdat as jy met iemand oor Jesus praat, moet jy al die antwoorde hê, jy moet 17 teksies kan aanhaal, en hy het ons so kom ontneem van ons vrymoedigheid. Moenie dit mis nie. Getuig van Jesus om eenvoudig te sê, dis wie Jesus vir my is. Hy is my Vader. Hy vergewe. Hy beskerm. Hy help. Joeg, dis maklik. Wie hy vir my is, wat hy vir my doen. Die realiteit is, daar's elke dag, in 2025 was daar elke dag van jou lewe iemand wat 'n probleem gehad het. Daar was elke dag iemand wat negatief was of moedeloos was, wat kans gesien het om iets deur te gaan nie. Daar was elke dag iemand wat bekommerd was. Ek het met ander woorde, ons het soveel geleentheid gehad om eintlik vir iemand te sê, Jesus. Hy kan help. Elke dag vir my geleenthede om koninkryk te bevorder, om iemand te stop, om vir iemand te bid. Aan een kant te neem en te sê, Here, U is koning, groter as alle probleme, help hierdie mens, ons vertrou U in Jesus se naam. Amen. Weer, die vyand het so by ons kom wegsteel, dat ons so bang is van wat mense van ons kan dink, of hoe hierdie kan skeefloop, of sê nou ek hakkel, of ek kan nie bid vir mense nie, en ek wil jou net sê, met elkeen van hierdie verskonings, groei koninkryk nul. En jy maak geen verskil nie. Ek wil dit terugbring gou by waar ons die hele tyd praat, om te sê, ek kies om die Here te dien, ek kies om hom volhartig te eer. Ek wil dit vir jou kras sê, maar omdat ek en jy dalk in 2025, omdat ons ergens nie koninkryk eerste gestel in ons lewe nie, het ons nie eens daaraan gedink om iemand met probleme aan Jesus voor te stel nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? As Jesus nie in my gedagtes en by my prioriteit is nie, gaan dit nie 'n reaksie wees om te dink, kom ek stel hierdie persoon aan Jesus voor, kom ek vertel van Jesus nie. Dis hoekom die eerste keuse wat ek vandag moet maak is sê, ek sal in 2026 Jesus eerste stel. Vergewe my
Ek wil jou wys hoe maklik flous ons onsself. So miskien gaan dit soos pak slaafraas voel, maar ek wil jou net wys hoe vinnig dink ons is okay. Hoe vinnig dink ons doen die mooi ding. Miskien besoek jy ook vanoggend en dit was 'n rowwe skok en vreemde ervaring van hierdie ouens wat so raas met hierdie eerste liedjie en mense wat dans op die verhoog. Wat gaan hier aan? Ons het 'n liedjie gesing en dalk het die dansers jou aandag afgetrek of dalk was dit net lekker om te sien hoe die kindertjies om jou dans, maar ek wonder, het jy opgelet wat jy met jou mond vanoggend verklaar het? Toe jy gesing het, daai eerste liedjie. Hier's van die woorde. Ek gaan nie die hele liedjie quote nie, maar hier's van die woorde. Nommer 1. Die eerste lyntjie het gesê, I lay my life down at your feet. Jy het dit net saam gesing? Wat jy actually bedoel? Hier's my lied. Hoor jy hoe vinnig wat ek sê, ons sing dit. Ek het aanbid. Het ek het bedoel? Die tweede lyntjie sê, you're the only one I need. Dit is 'n kragtige stelling. Dis 'n pragtige ooming om te sê, Here, ek kan nie sonder U nie, maar kon so maklik dit mis en maar net saam sing. Volgende lyntjie, I put you first. That's all I need. Maar die realiteit is, ons het dalk aan 10 ander goed gedink al in hierdie jaar wat ons nodig het en wil hê en nie. I put you first. Volgende lyntjie wat sê, I humble all I am. All to you. En al wat ek hier probeer oordra, kyk hoe vinnig word ons aandag afgetrek of ons fokus op iets anders en ons sê dalk iets baie kragtig hier, maar hier het ons nog niks gesê nie. Die uitdaging vanoggend is om hier iets te sê van, ek sit God eerste, ek kies. Vriende, dit is belangrik om eerlik en reguit vanoggend vir jou te sê, as ons nie doelgerig keuses gaan maak vanoggend en Jesus eerste stel en kopskuive gaan maak nie, waarborg ek jou 2025 se prioriteite gaan 2026 se prioriteite wees. Ons gaan nie die gewoonte per ongeluk breek nie. Ons gaan nie per ongeluk 'n lewensverandering maak nie. En Jesus wil nie in 2026 'n tweede prioriteit wees nie. Jesus se uitdaging aan ons is nee. Ek weet van alles wat jy nodig het. Ek weet van die finansiële krisis. Ek weet van die probleme. Matteus 6. Ek weet van al hierdie dinge. Ek weet dat jy ook graag vryheid wil hê. Ek weet dat jy wil vooruitgaan in die lewe, maar die fokus van jou lewe maak nie. Maak die koninkryk van God jou eerste prioriteit. Ek en jy wil die beste vir ons kinders hê. Besef vanoggend jou prioriteite bepaal nie net jou lewe nie. Dit kan 'n invloed hê op generasies. Glo my nie, gaan doen jouself 'n guns en gaan vat vir jou Bybel en dan lees jy deur 1 Konings en 2 Konings. Lees die verhaal van 'n koning wat die Here heel hartig dien en lees van die effek op sy lewe, God se guns en oorwinnings in sy lewe. Dan lees jy van 'n volgende koning wat nie die Here dien nie en jy lees van die chaos. En dan is daar so hartseer sinnetjie wat die hele tyd oor en oor kom. Hy sê, en dan word sy seun koning geword en hy het net soos sy pa gedoen wat verkeerd was in die Here, in die oë van die Here. Vriende, as ek en jy gaan aanhou met aardse standaarde te leef, aardse waardes, weet net, oor 10 of 20 jaar gaan jou kind dieselfde gewoonte sê, dieselfde standaarde leef. Mag die Here genadig wees en dit breek. Maar as ek en jy vandag doelgerig kies en sê, God eerste, ek gaan 'n verskil in my lewe maak, ek gaan kies om die Here te dien, heel hartig, met volle oorgawe, dan kan ek dalk vir generasies na my 'n invloed hê. Bly by jou in die begin van 2026, sit God eerste. Baie mense het in 2025 met aardse fokusse geslaag, great gedoen, maar met hemelse fokusse totaal en al gedryp. Daar is nie 'n verhouding met God nie. Daar is nie 'n impak in hulle lewe nie. Hulle is nie 'n lig vir iemand nie. Inteendeel, koninkryk het dalk self seer gekry. Ons opdrag is Jesus bo alles. En ek wil jou herinner hieraan soos ons afsluit. Dis hoe Jesus na jou kyk. As daar 2 woordjies is wat Jesus vanoggend beskryf as die Vader en die Verlosser oor jou lewe, dan is dit oorgawe
en getrouheid. Hy is lief vir jou met oorgawe. Hy sorg vir jou met oorgawe. Hy pas jou op met getrouheid. Hy is ten volle op my en jou gefokus. Jesus is meer in ons uitverkoop as wat ons aan hom kan wees. En hy was so in 2025 ook, en dis hoekom ek nou gesê het, hy is so genadig teenoor ons, want selfs al het hy alles vir ons gegee, is die kans goed dat ons in 2025 het gemis het. En steeds sit ons vanoggend hier, en hy is steeds vir ons lief. Hy gee ons steeds die geleentheid om te sê, ek gaan nie ophou in jou lewe aktief wees nie, kies my. Lees vir jou Matteus 6 vers 33 in die boodskap vertaling. Hy sê, stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. En hoor die belofte, hy sal vir die res sorg. Kan dit gesaam met my sê? Hy sal vir die res sorg. Laat dit gou insink, sê dit weer. Hy sal vir die res sorg. Hy weet klaar wat in 2026 op jou wag. Hy weet klaar van elke probleem. Nie een ding in hierdie jaar gaan op jou te gebeur, en hy sit met sy hand in sy hare en hy sê, wat nou nie? Hy weet klaar hoe hy elke probleem gaan oplos. Hy sal vir jou sorg. Wat vra hy? Sit my eerste. Eerste in alles. Eerste in my verhoudinge. Eerste in my dagboek. Eerste in my tyd met hom spandeer om hom nooit af te skeep nie. Eerste in my finansies. Eerste in my lewenswaardes. Eerste in die gewoontes van my lewe. En ek wil vanoggend uitdaag. Ons gaan net so 'n oomblik van stilte breek, en na die stilte gaan ons weer daai besige liedjie sing. Daai en kan nie glo mense het gedans op hom, daai liedjie. Want ek wil jou uitdaag en dat ek hierdie keer met my hart sing en sê, I put you first, that's all I need. I lay my life down at your feet. I humble all I am to you. Want Jesus in 2026, one way. Jesus, you're the only one that I could live for. So ek wil jou uitdaag, soos die musiekspan sommer net 'n atmosfeer vir ons gaan skep. Ons kan die ligte afsit, julle hierdie kant toe. Ek wil jou vra vanoggend, kies. En jy kan dit doen op watter gebaar jy ook al wil. As jy wil, draai in jou stoel om, kniel voor die Here. Die ou vertaling sê mos, verootmoedig julleself. As jy net in jou stoel wil bly sit, doen dit. As jy wil staan omdat dit iets vir die Here sê, doen dit. Maar net in die volgende minuut waar niemand niks saam sing nie, jy wat net jou eie keuse maak. Dat jy vanoggend sal sê, ek kies. En ek gaan dit laat oorspoel na my huis toe. Here, 2026, sit God eerste. Net daar waar jy is, tyd tussen jou en die Here, dit het niks met iemand anders te doen nie. Kom ons gee oor.